Vriende, goeiedag. Dit is vir my lekker om jou te verwelkom by Kruin se digitale erediens. Mag dit vir jou 'n ervaring wees dat jy tuis is tussen God se mense waar ook al jy jouself bevind en mag God jou ook net daar ontmoet, daar waar jy is. Ons is vandag mense wat hier by mekaar is en wat bely, ons is mense wat verbind is aan God, wat God se wil vir ons lewens en die wêreld wil soek en ook wil uitleef. Ons sê mos, hy se wat Jesus volg, leef dit. Die Onse Vader gebed is hierdie pragtige gebed waar ons bid dat ons God se koninkryk wil sigbaar maak. Dis 'n gebed waaraan ons deelneem om dit te maak realiseer. Wanneer ons die woorde bid, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, bid ons dat ons 'n stukkie hemel op aarde vir mense wil wys. Hoe lyk hierdie stukkie hemel op aarde? Ek lees vir ons Matteus 5 as 'n gebed. Daarna het ons ook 'n oomblik van stilte waar ons na die Onse Vader gebed gaan luister wat Lourens vir ons speel. Dink vir 'n oomblik, waar het jy al God se koninkryk beleef? Hoe dit jou maak voel? Waar was dit? En hoe neem jy ook deel hieraan? Ek lees vir ons. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam, laat die ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Soos jy kan hoor, raak ons vandag aan God se koninkryk, of soos dit op ander plekke in Matteus genoem word, die koninkryk van die hemel. Wat ons nie altyd besef nie, as ons praat van 'n koninkryk, is dit beslis 'n politieke uitspraak. Want julle sien, hierdie ryk waarvan ons hier lees, lyk anders as die van die eerste hoorders se koninkryk. Dit lyk anders as die koninkryk van Rome, anders as die keiser van die dag se agenda van mag, beheer, status, selfsug en valse vrede. Ek kom die laaste ruk agter as ek op die paaie ry, waar ook al ek een op pad is, dis baie kleurvol. Maar ek kom ook agter, daar's baie spanning. Spanning in die gesprekke, wie stem, wie nie, vir wie. Maar voordat jy dink, ek gaan politiek praat, vergeet daarvan. Ek wil my intensies baie duidelik maak. My intensie is hoegenaamd nie
om jou te oortuig om pro of teen enigiets te wees nie. Inteendeel, ek gaan eintlik ek gaan niks daaroor sê nie. Die punt wat ek hier probeer maak, is dat mense vreeslik krities en vooroordelend hierop reageer. Hoe ons praat oor ander mense, hoe dit wat in ons harte en dit wat in ons gedagtes broei, beïnvloed hoe ek mense hanteer. Hoe ek die hele tyd krampagtig rondloop. Julle sien, spanning is deel van ons lewe. Dit laat my dink aan 'n storie van my oupa en ouma wat in die tuin werk. My oupa is verskriklik lief vir rose, en op 'n stadium het hy omtrent iets van elke soort gehad. My ouma, toe sy nog geleef het glad nie van 'n kaal tuin gehou nie. So waar ook al sy gegaan het sy hierdie wit blommetjies, heuningblommetjies gestrooi. En oral waar my oupa gegaan het hy die onkruid uitgetrek. Hy het gevoel, dit hoort nie in die tuin nie. Daai goed het natuurlik lekker spanning veroorsaak. Uiteindelik kon hulle mekaar akkommodeer, dankie tog daarvoor, en hulle kon saamstem oor hoe 'n tuin lyk, al het hulle nie noodwendig dieselfde voorkeure gehad nie. Daar's iets vir my mooi aan hierdie situasie, en dit is die manier hoe hulle dit hanteer het. Hulle kon die spanning hou. Uit liefde vir mekaar kon hulle mekaar met respek en deernis hanteer, al het hulle verskil van hoe 'n mooi tuin moet lyk. Ek het net daar gestaan en eintlik net gewonder, hoe hou hulle die goed lewendig? Maar daar was iets baie mooi wat daar gebeur het. Ons sukkel verskriklik om die spanning te hou. Ons wil dit probeer oplos so vinnig as moontlik. En dan kies ons natuurlik kampe. Jy is in en ek is uit. Jy is reg, ek is verkeerd. Hierdie oplossings, kitsoplossings, verdeel net verder en veroordeel net verder. Ons moet leer om spanning te kan hou, want die lewe het spanning. Ons beleef ook spanning in ons geloof. Jesus is mens, maar Jesus is ook God. God is transcendent, maar God is ook immanent. God is Vader, God is ook Seun, maar God is ook Heilige Gees. Daar is spanning. God se koninkryk is hier, maar ook God se koninkryk is nog nie ten volle hier nie. Ons sien hierdie spanning ook in die kerk, van musiekvoorkeure, hoe goed gedoen word. Ons sien eintlik spanning oral in ons lewe. Dit laat ons ongemaklik voel en ons sukkel daarmee. Wanneer ons hierdie spanning ervaar, veral in terme van verhoudings met mense, kan ons amper nie help om vooroordelend te wees nie, om te oordeel nie. Ons kan amper dit nie help om te maak asof ons beter is as ander nie. Ons kan dit amper nie help om ander mense se gebrokenheid nie in ag te neem nie. Om te dink, my seer en goed is erger. Ek dink nie Jesus was so nie. Ek dink wat hy probeer doen het, was om mense te help. Om mense te help dink. Om mense te help bewus word. Bewus te raak van mekaar. Bewus te raak van mekaar se andersheid. Mekaar se behoeftes. Nie net my behoeftes nie, maar ook ander mense se. En dit het Jesus natuurlik gedoen deur gelykenisse. Deur stories te vertel. Want julle sien, wat gelykenisse doen, dit prikkel op 'n manier ons gedagtes, dit wil ons help om onsself te vra, wat dink jy? En saam met mense in 'n gemeenskap te dink, waarheen wil God my vat? Wat is God se droom vir my lewe en wat is God se droom vir die wêreld? Die intensie van die gelykenisse is dus om ons te laat dink. En as sy intensie is om ons te laat dink, moet ons dalk leer om meer nadenkend te wees. Met ander woorde, Jesus wil graag hê dat ons moet dink oor ons geloof, oor ons pad saam met God. Jesus wil hê ons moet dink aan wat God se koninkryk alles behels. Kom ons lees saam uit Matteus 13, vers 24 tot 33, en dan daarna vanaf vers 36 tot 43, wat hierdie gelykenis verklaar. Kom ons lees saam. Hy het 'n verdere gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad op sy saailand gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom. Draabok tussen die koring gesaai en weggegaan. Toe die spruitjies opskiet en in die aar kom, het die draabok ook begin wys. Die eienaar se slawe het vir hom kom sê, meneer, het u dan nie goeie saad op die saailand gesaai nie?
Waar kom die draaiboek vandaan? Hy het hulle geantwoord, 'n vyand het dit gedoen. Die slawe sê toe vir hom, wil u dat ons dit bymekaar gaan maak? Maar hy sê, nee. Anders kan julle dalk terwyl julle die draaiboek bymekaar maak, die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die draaiboek bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar maak die koring in my skuur bymekaar. En dan verduidelik Jesus hierdie gelykenis. Toe het Jesus die skare weggestuur en die huis binne gegaan. Sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die draaiboek in die saailand. Hy het geantwoord, die een wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Dit is Jesus. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk. Die draaiboek is die kinders van die bose. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die tyd en die wat oes is engele. Net soos die draaiboek dan bymekaar gemaak en in die vuur verbrand word, so sal dit wees by die volëinding van die tyd. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk al die struikelblokke en die wat wetteloosheid bedryf bymekaar maak en hulle in die vuur oond gooi. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Laat die wat ore het, luister. Amen. Ons lees net tot daar. Hierdie gelykenis in Matteus 13 nooi ons om onsself af te vra hoe die koninkryk van God lyk. Matteus praat van die koninkryk van God of die koninkryk van die hemel. Matteus se intensie is eintlik nie om te praat oor die lewe na die dood nie, ook nie die hel nie. Matteus se intensie is hierdie lewe wat ons nou hier leef, ons aardse lewe. Ek dink Jesus se bedoeling is juis om ons iets van God te wys, of iets van God se karakter te wys. Hoe lyk 'n lewe in God se koninkryk? Die koninkryk van God wil in die eerste plek vra, hoe lyk die wêreld as God die koning is? As God op die troon sit? As God dalk in ons taal die president is? Die koninkryk van God beteken per implikasie God se wil vir die wêreld. In ander woorde, hoe sou God die wêreld regeer? Hoe sou hy dit regeer het as hy in die eerste hoorder se konteks op die keiser se troon gesit het? In die tweede plek gaan die koninkryk van God nie net oor hoe die wêreld nou is nie, maar dit behels ook 'n element van hoe die wêreld kan wees. Dit behels 'n verandering wat besig is om te gebeur. 'n Verandering waaraan ons ook kan deelneem. 'n Verandering van die wêreld, die hier en nou, hoe ons dit ken. Dit is 'n wêreld waar daar nie onreg is nie. Dis 'n wêreld waar ons siekes versorg, die gemarginaliseerdes binne toe trek. Nie in veroordeling leef teenoor ander mense nie. Nie ander mense veroordeel nie. Jesus het ons kom wys om hierdie lewe te leef. Hoe dit lyk om binne God se koninkryk te leef. Jesus sê, so lyk die wêreld as God koning is. Daarom sien hy byvoorbeeld gemarginaliseerdes raak. Hy sien die mense raak wat uitgeskei word, wat mishandel word. Hy sien die mense wat honger is raak. Hy tree in vrede op. Interessante ding, dit het mense beïndruk. Mense was gefassineer deur die feit dat Jesus so geleef het. Hy het eintlik reeds vir mense gesê, dis hoe die koninkryk van God lyk, en nou gaan leef Jesus dit. So kom ons dink 'n bietjie, wat is die koninkryk van God? Hoe lyk die koninkryk van God hier op aarde vandag? Wel, om daai vraag te antwoord, ons weet eintlik nie presies nie, want Jesus het nooit gekom en dit duidelik uiteenkom sit, hoe ons in elke situasie in ons lewe moet optree, waar ons die koninkryk van God moet sigbaar maak nie. Wat Jesus wel doen, is hy het vir ons stories kom gee, gelykenisse met veelvuldige interpretasies. Dit lê dan by ons om kreatief hierby betrokke te raak, om dit te ondersoek, om die spanning te hou, en dan te ontdek hoe God aan die werk is. Hoe kan ek maak as die goeie saad in my grond kom val? Hoe maak ek as die onkruid in my grond val? Hoe lyk die grond van my eie hart? Wat vang ek aan met die saad wat ek saai? Natuurlik kan mens werk met lyste en mooi beplannings en diagramme, maar dikwels vind ons dit eerder in ons eie storie. My storie waar God my ook kan kom verras.
Ons sou kon sê dat Matteus 13 ons vertel van die koms van die koninkryk en die verrassing van daardie ervaring, waar ook al ons dit mag ervaar. Ten spyte van 'n klomp probleme met saai, is daar 'n oorvloed van oes. As ons verder lees, maak dit nie regtig saak hoe klein die saad is nie. Dink aan die gelykenis van die mosterdsaadjie. Daar is ongekende potensiaal in God se koninkryk. Ek en jy het die potensiaal om soos die boer verstandig op te tree, want ons weet hoe en waar, ons ken die lande, ons weet waar ons kan optree en God sigbaar maak, want ons leef in verbintenis met God. Moenie te vroeg die onkruid uittrek nie, anders trek ons dalk ook die koring saam met dit uit. Ons weet waar om die spanning te hou, of dit in ons verhoudings is, by die werk. Ek dink jy weet. Dit waarmee ek jou wil wegstuur is, dat onkruid ook waardevol kan wees. Waardevol in die sin, dat ons kan besef, dat dit nie so maklik is om te sê wat onkruid en wat koring is nie. Dit lyk baie dieselfde. Dat ek en jy dalk so bietjie sagter moet werk met die mense. Mense wat ons so maklik bestempel as onkruid. Dat ek en jy dalk so bietjie versigtiger moet wees, voor ek sommer net oordeel en kampe kies. Ja of nee, in of uit. In die koninkryk van God, hier en nou op aarde, leef mense wat stadig is om te oordeel. Ons kan dit verder vat en sê, in God se koninkryk is daar nie mense wat ander mense oordeel of veroordeel nie. Dit beteken nie dat ek nie 'n opinie hoef te hê nie. Dit beteken wel hoe ek my opinie gaan uitdruk, hoe my opinie my gedagtes en my hart beïnvloed. Dit is die goed wat saak maak. Wat ek dalk sê, hoe ek mense hanteer, hoe ek ander mense hanteer waarmee ek verskil, hoe ek met mense werk wat anders is as ek, met mense wat ek dalk as 'n sondaar of as onkruid bestempel. Ons word eintlik geroep om almal te hanteer soos koring. Ons word geroep om die spanning te hou. Ons kan onsself ook vandag vra, watter saad saai ek? Dikwels saai ek goeie saad, wat koring produseer. Ander kere in my lewe saai ek saad wat onkruid produseer. Waar leef ek God se koninkryk uit? Liefde, vreugde, geregtigheid. Maar ten spyte daarvan dat ek probeer God se koninkryk sigbaar maak, saai ek maar dikwels saad wat onkruid produseer. Ek veroorsaak 'n klomp seer en ek veroordeel mense. Ek kyk neer op mense. Ek is soms selfsugtig. Ek sluit mense uit. Veral die mense wat anders is as ek, mense wat anders dink as ek. Op die ou einde, dit wat ons saai volgens hierdie gelykenis sal geopenbaar word, hier in hierdie wêreld. En dit is juis in hierdie openbaring van dit wat ek saai, wat my sal help om te weet, watter deel van my lewe, wat is daai goed in my lewe wat ek eerder maar in die vuur moet gooi? Watter deel van my is dit wat onkruid in my lewe en in ander mense se lewens veroorsaak? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons uit die woord uit iets van u karakter kan leer. Here, dankie dat u ons help om die spanning in ons lewe te hou. Here, ek vra dat u ons sal maak besef dat die lewe vol spanning is en dat ons nie so maklik die een of die ander kies nie. Dat ons sal besef dat dit so ook is in ons lewe ook, dat daar koring en onkruid is. Here, gee dat ons daai spanning sal hou en dat ons ander mense sal hanteer soos wat ons koring hanteer. Here, dankie dat u ons die wysheid gee, die krag gee om dit alles te kan doen. Here, ons loof u daarvoor. Amen. Ontvang ook nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees by jou wees en in jou bly. Amen.
Julle Adamtas hierso. Die Kruin gemeente in Kempton Park is besig om 'n fondsinsameling te doen om ons skool, die Helpende Hand skooltjie in Kempton Park bietjie te help. As julle kan, gee bietjie handjie daar en maak 'n bydrae. Dis vir 'n goeie doel vir ons kinders om 'n beter toekoms te hê. So help die mense daar uit. Groete en liefde, cheers. Bye.